Kom ons gaan oor na die woord van die Here toe en ek wil graag vir u met u verder praat oor dit wat ons hanteer op die oomblik, dit wat God besig is om te bou en die kerk wat hy besig is om voor te berei. Nou ons het gekyk na die oorspronklike plan in die hart van God. Dit was vir my en jou om sy beeld en gelykenis te dra en om hom te verteenwoordig op die aarde. En nou alles wat ons doen, moet ons terugbring na dit toe. Okay? Alles wat ons doen moet daarop gerig wees, alles wat ons preek moet daarop gerig wees om ons terug te bring by die beeld en die gelykenis van God, waarvoor ons volgens Romeine 8 verordeneer is, predestined, verordeneer, waarvoor ons vooraf beskik is om daai punt en daai plek te bereik. En ons het ook gepraat oor hoe God dit doen en hoe hy sy planne, sy patterns en blueprints aan mense gee om dit vir hom te behartig op die aarde, omdat hy 'n spesifieke produk soek en daarom kies hy ook spesifieke mense om dit vir hom te doen. En God het 'n spesifieke patroon en plan hoe sy beeld en gelykenis moet lyk, wat hom getrou en presies sal verteenwoordig. Onthou dit asseblief, God het 'n spesifieke patroon vir die plan, hoe sy beeld en gelykenis moet lyk, wat hom getrou en presies sal verteenwoordig. Ok, jy kan nie net bring wat jy wil nie. God het 'n voorskrif, is dit reg? Sê gou voorskrif. Die Here is geweldig planmatig. God is geweldig meticulous, absoluut in sy vereistes en so aan. En ons het gesê, die eerste kerk is in die gees en leierskap van die apostoliek begin, ons het dit verduidelik, en dis belangrik vir God wie hy gebruik om wat te doen. In die lyn daarvan sal ons meer sien later. So toe God die patroon van die nuwe kerk vasstel, die Nuwe Testamentiese kerk, na al die jare van afdwaling, toe God weer terugkom en die kerk begin en plant soos wat hy hom wil hê. En ek wil vorentoe 'n bietjie met u kyk na hierdie goed. Daar's sulke mooi goed. Jy weet die Engels praat van in die Ou Testament, hy noem dit the church in the wilderness. The church in the wilderness in die Ou Testament. En daar's sulke fenominale goed wat ons daaruit kan uithaal, hoe God met hulle gewerk het en beweeg het. Maar in die Nuwe Testament toe kom hy en hy plant die kerk, waarvan hy vir Petrus gesê het, I will build my church. En toe hy sy kerk plant, soos hy hom wil hê, toe plant hy hom met die leierskap van die vyfvoudige bediening. Okay? Hy het 'n spesifieke patroon. So Paulus kom en hy sê dat die genade wat aan hom gegee is, met ander woorde die goddelike toerusting wat met sy roeping gepaard gegaan het hom 'n bekwame boumeester gemaak, 'n wise master builder. So Paulus sê eintlik, ek is die goddelike vermoë gegee om die planne te sien en dit te kan bou. Ek is die goddelike vermoë gegee om die planne te sien en dit te kan bou. Handelinge 4:42, ek wil gou terugvat daarna toe. Baie mooi skrif in die woord, en hulle het volhard, dis nou hierdie kerk. Sorry, ek het nou vergeet om my 2 daarbo reg te maak. Dis Handelinge 2 vers 42. Hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. Dit is interessant om te sien die 4 goed. Ons praat van die 4 pilare van 'n Nuwe Testamentiese kerk. Wat is die 4 goed waarop 'n kerk gegrond moet wees? Die 4 dinge wat die lewe van Christus weerspieël in en deur die kerk van Jesus Christus. En die eerste ding waarop God hom plant is op the teaching, the doctrine of apostles. Apostles doctrine. Met ander woorde, God het met ander woorde in sy plan, toe sê hy, hierdie is die grace, die amp, noem dit wat jy wil, die amp van die apostel, die grace, het gaan nie oor titels nie, hierdie is die vermoë wat ek die vermoë gegee het om die kerk te rig in die woord.
is apostels. Julle verstaan wat hy sê, né? So hy begin met alle aktiwiteite. Gemeenskap, ons praat van fellowship, breek van brood, gebede, al die ander goed van die kerk sal gerig word deur doktrin. Sal spruit uit doktrin. En nou ek het laasweek vir julle gesê, jy kan sien in die woord hoe die apostels doktrin vir die kerk daar gestel deur te gaan kyk na die oue, want die ding is gebou op die fundament van Christus, maar die fondasie is ook apostels en profete, is dit reg? So, hulle het absoluut gegaan en hulle het gaan kyk na die Ou Testament en hulle daaruit gehaal en doktrin is gevorm. Doktrin is gevorm en dan sê Paulus ook, hy sê hy praat van my evangelie, die openbaring wat Jesus Christus hom gegee het. Hy sê op 'n plek, hy sê as julle my insig in die verborgenheid kan verstaan van Christus. As julle my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan. So die doktrin, apostels doktrin is dit waarop God sy kerk gevestig het. En ons het gesien in die geskiedenis dat nie baie lank nie, toe hierdie manne begin uitsterf het, kort daarna toe begin die kerk dwaal. Né? Toe kom daar dwaling in leerstellings, dwaling in optrede, dwaling in al die goed en dit het aangehou deur die eeue totdat God onlangs begin het om werklik dinge te herstel soos wat hy dit wil hê. So dit wat die kerk gerig het, was die leer of die doktrin van apostels. Ouens, luister mooi. Jy kan nie geestelik jou ding bedryf deur enige storie te glo nie en enige nonsens te praat nie. Hoor julle wat ek wil sê? Luister mooi, ek wil jy moet baie mooi. Ek sien die ouens die goed op wat hulle pos en wat hulle op YouTube en op al hierdie goed en so aan, is soms die grootste nonsens. Want ons like fluffy goed. Jy weet, daar kom ons fluffy goed saam deur die jare. Wat mense sê, en die ou het gesê, en daai ou het gesê en so. En ons moet stop met daai goed. Ek wou vir jou 'n foto gewys het, maar ek het vergeet om dit vir Marianne te gee. Daar was op YouTube nou die dag geding van die ding is dit was op 23 Oktober donderdag. Staan daar 23, 24 en 25 Oktober. Doetjie. Something great is going to happen. En daar was daar 'n prent van Jerusalem met daai koperdome en alles en Jesus bo kan die koperdome en ek weet nie, so ek het nie eens die nonsens geluister nie. Ek stel nie belang nie. Maar hulle hou aan. Hulle is nou die dag het hulle Jack gesien en nou hou hulle aan. Dit gaan net aan. Dit kry net nie end nie. Jy weet en nou luister nou mooi. Die eerste ding wat Jesus gesê het toe hulle hom vra van die eindtyd, toe sê hy oppas laat niemand julle mislei nie. So die grootste probleem met al hierdie goed gaan misleiding wees. En die enigste manier, luister mooi, die enigste manier hoe jy misleiding counterfeit is deur sound doctrine. Deur sound doctrine. Daarom is vir ons in hierdie move vandag in hierdie seisoen is doctrine vir ons voorop. Die verkondiging van die woord is vir ons voorop, want dis waar jy mense se mind regmaak. Deur die woord. Dis waar jy mense regstel, waar jy die seile weer regspan in die wind om die regte rigting te vaar. Dis belangrik. Die woord is voorop, nie worship nie ander goed nie. Eerste in die kerk was apostles doctrine. Daaruit het gevloei fellowship, breaking of bread en prayers. Dit was gedoen in die lig van die rigting wat gegee was deur doctrine. Sê gou amen. Ons sal moet dit 'n sterkpunt in ons lewe maak. Jy sal moet leer om die woord van die Here te lees en te ondersoek. Dis baie belangrik en te luister wat vir ons deurgegee word. Ek sê nou 'n dag vir iemand, jy weet ons het nou hierdie hele skool 'n week lank deurgesit. 4 sessies op 'n dag. 20 sessies daai week. En toe ek daar uitkom, toe sê ek ek het vir ouens hier ook al gesê, wat my bless nou, na mate, jy weet, dinge na kant toe beweeg en so aan, wat my in hierdie dae bless, is hoe suiwer die doktrin word. Hoe suiwer.
en hoe suiwer mense se harte daarmee saam word. Wow, dis net vir my 'n verskriklike riem onder die hart, want ons is maar altyd bang vir misleiding. Ons is maar altyd bang iemand vat ons vir 'n ride. Jy weet, die ou kan hier voor staan met skaapsklere aan en hy kan van binne 'n roofsigtige wolf wees. Paulus sê vir die gemeente van Handelinge van Efese in Handelinge 20. Hy het hulle leierskap laat roep en hy praat met hulle en hy sê ek het niks van julle gevat nie. En ek het niks op julle geskoor nie en so aan. En sulke tipe goed noem hy daar. Hy sê maar as ek weg is, gaan daar wrede wolwe onder julle opstaan. Kan jy glo? So 'n ou sit dalk hierso en hy's 'n mooi skapie. Hy weet dalk nie hy het 'n wolf binne in hom nie. Maar as die situasie so draai, dan staan die wolf op. Julle hoor wat ek sê? Hy is dalk nie identifiseerbaar as 'n wolf nie, maar een of ander tyd staan daai wolf. Dis scary. Dis baie scary. So doktrine moet suiwer wees. Jy moet dit kan gaan toets aan die woord. Jy moet dit kan gaan toets aan die woord. Ek het gister 'n dokument by iemand gekry. 25 bladsye lering oor 'n sekere saak en ek het dit vir myself geprint en deurgelees en so aan. En ek het vir Karen gesê, "Jesus, hierdie is al maar great." Dit is so suiwer die woord. Ek dink 'n ou moet bly wees as jy in hierdie dae, en ek is bly vir waar ek is, want ek is veilig. Ek is veilig onder sound doctrine. Verstaan julle wat ek wil sê? En ek glo en ek hoop ons kan almal veilig hou onder sound doctrine. Dis die woord. Dit help nie ons sit wagte by die deure met groot guns en guns by die hekke nie. Jy's veiliger as die doctrine reg is, as wat jy is met ammunisie in hierdie dae. So ek hoop ons kan daarna toe beweeg. So dit wat hulle gerig het, was die leer van die apostels, en vanuit dit uit het die lewe van die kerk, die apostolic culture gevloei. Nou, dis 'n tipe van 'n kultuur, 'n hemelse kultuur. Dis bokant enige kultuur op aarde. En dis die kultuur wat ons wil vestig. So God het die kerk in hierdie mode of anointing begin, maar dit het baie vinnig het dit in dwaling verander. En die kerkvaders het gekom en hulle het gesê, nee, ons sal moet hierdie goed regtrek, en hulle het 'n paar goed geskrywe, en die eerste ding wat hulle geskryf het, om te sê die kerk is genuine en hy's rein en so aan, jy sê hulle, the Church of Jesus Christ is apostolic, met die doel van apostolic beteken, dis die ware ding, die egte ding. Ok, Lutherse reformatie het gekom, en ander goed is herstel, en so deur die jare wat ons al oor gepraat het, ons ervaar dit as seisoene, en God herstel sekere goed in die vorm van leerstellings, ensovoorts, maar God gee ook vir ons prentjies, en in die Ou Testament kry ons baie keer prentjies om vir ons wat Nuwe Testamentiese waarhede later vir ons verduidelik. En ek het laasweek vir iets gelees wat praat van die oorgang van leierskap van Saul na Dawid. Ek hoop u kan dit nog onthou. Ek wil dit miskien vinnig vir u lees, slide 4. You thought if you wept long enough, God would restore the old thing. Dis eintlik geskryf uit die sin van God wat met Samuel praat na die afsterwe van Saul, en hy treur oor Saul. But he is not resurrecting Saul. He is anointing David. The old system has run its course. The oil is waiting, but God cannot pour it into a vessel still clinging to yesterday. Né? Ek hoop jy onthou van laasweek. There is an anointing he is releasing for the new thing, but it is reserved for those who will stop saying, Lord, why did this end? And start saying, what's next? The Lord says, I'm transitioning my body to new wine. The old wineskin cannot carry what he is about to release. The Davidic generation will destroy the yoke of religion. The old has passed away, the new has come. What is coming carries more glory than what was lost. So God bring elke keer iets nuuts of die nuwe wanneer hy 'n volgende ding wil herstel. En wat ek en jy moet doen is, ons moet hom kan hoor en saam met hom kan aanbeweeg. So in 'n betrokke seisoen herstel die Here die kernelemente van daardie seisoen, en ons moet daarbey inval
en volgens daai plan bou. So die Here is besig om kerngoed te herstel en dis waaroor ons in die volgende tyd gaan praat en ons moet nou begin saam bou. Wat is die nuwe nou? Wat is die nuwe op die oomblik wat hierdie persoon van praat en miskien dalk nie die kennis of die woorde daarvan gehad het nie. Die nuwe nou is hierdie seisoen wat ons noem die apostoliek en ek het dit vir die verduidelik nou hoekom dit daai naam dra. Dit word gelei ook deur die gawe of die grace van apostels, geestelike vermoë en staatstelling van apostels wat God aan die kerk gee en aan wie hy die planne gee vir die bouwerk. So, jy moet vir jouself gaan ondersoek. Een van die grootste leuns wat opgekom het, is die leuen dat apostels toe hulle afgesterwe het met Johannes en Paulus en al hierdie ouens, Petrus, was daai grace verby. Was daai grace verby. Jy sien, jy kan nou, as jy nou na skrif toe gaan, as jy nou na die skrif toe gaan, kom ons kyk gou Efesiërs 4. Efesiërs 4, as jy daar vir ons op die bord kan gooi gou. Efesiërs 4, want jy moet hierdie tipe leuns, kan jy net met doktrine regstel. Ok, en doktrine beteken nie net, jy weet doktrine, ons doop 3 keer, julle doop 1 keer, dis nou, by doktrine bedoel ek die leer van Christus. Nou, teaching, die woord. Efesiërs 4. As jy nou kyk na so 'n leuen, soos dat die goed het geëindig, daar was 'n tyd waar dit afgesluit was en dit is nooit weer herstel nie. Vers 11, hy het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Nou sê vir my, as apostels verdwyn het die opbouwerk dan verdwyn? Het dit opgehou? Totdat ons almal, waar daar 'n totdat kom, is die hekkie nog oop. Julle verstaan wat ek bedoel, die ding is nie afgesluit nie. Totdat ons almal kom, tot die eenheid van die geloof, van die kennis van die seun, tot 'n volwasse man, tot die volle grootte van Christus, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie. So, as die stelling waar is, dan moet daar mos vandag geen meer kinders in die huis van God wees nie. Ek bedoel nie fisiese kinders nie. Julle hoor wat ek sê, so, dis dadelike dwaalleer, maar mense koop dit, omdat hulle nie in die woord self is nie. Nou koop hulle dit van ouens, wat, of dit by iemand anders gehoor het, of 'n ander agenda het, of 'n wat ook al, en so aan. So, hierdie seisoen is die ding, is 'n seisoen wat ons moet teruggaan na die woord toe. Onthou, die groot en einddoel is, om ons terug te kry by die beeld en die gelykenis van God. So wat bou God nou? Wat is die nuwe wat hy wil voortbring? Luister gou mooi, om dit te vir jou eenvoudig. Die Here is besig om 'n familie te bou. Ok, en ek gaan met u bietjie breedvoerig in die volgende weke daaroor praat. Besig om family te herstel. Sy kerk is nie 'n instituut nie. Sy kerk is sy familie. Ok, dis die liggaam van Christus. Sy kerk moet nou teruggebring word na akkuraatheid, en daai plek is die plek waar ons almal soos een huisgesin sal funksioneer. Daarom moet ons eerstens vra, hoe lyk die plan van God? Hoe lyk hierdie huisgesin wat God besig is om te bou? Nou ek het vir die laas gesê, toe die volk uit Egipte uitkom, toe het God dadelik hulle identiteit herstel, deur hulle families weer in orde te bring. Nou, wat is die Bybelse patroon van die familie van God? Nou weet jy wat, dit het my nogal gebless, toe ek nou sekere goed lees gister. Het jy gesien dat Nehemia, toe hy die muur moet herbou, nou as jy so iets hoor en lees, dan dink jy dadelik geestelik aan vandag, toe die werk moet herstel word, en dis waarmee ons besig is, né? Toe die muur herstel moet word, weet jy wat het Nehemia gedoen, waar die breaches was, die plekke waar die vyand kon deurkom, die swak plekke, die breekplekke, hy het die mense daar in families opgestel. Ongelooflik, gaan lees dit in die woord, gaan lees dit het my so geseën, en daai plek waar koning Balak kry vir Biliam om die volk te kom vervloek, om Israel te kom vervloek, hy was van die Moabiete.
En hy kry vir Biljam, hy sê kom vervloek hierdie mense want ek kan hulle nie handle nie. Hulle is te sterk vir my. En Biljam kom die profeet en 3 keer, ek dink daar was 3 pogings. 3 pogings om die volk te vervloek, maar hy kan nie met een slag nie. Maar die laaste een, toe kom hy by Balak, iets soos, die man met geopende oë spreek ensovoorts. Die man wat die woorde van God hoor en so aan. En hy kyk, hy sê, ek sien hom van die kant af, die volk Israel. En weet jy wat sê hy? Hy sê, hoe lieflik is jou tente, o Israel. Die een Engelse vertaling sê, when he saw how God's people were set up in their tribes and their families. Kan jy dit glo? Waar die orde van die Here herstel word in die kerk, daar gaan die kerk weer 'n lieflikheid hê wat ons lanklaas gesien het. En daar gaan die kerk weer, ek gaan vir die ander goed ook wys van die familie van die Here wat 'n kragtige wapen word in die hand van God. So ons moet die kerk herstel na wat hy moet wees. Wat het die kerk geword? Die kerk het 'n instituut geword, die kerk het 'n rowerspelonk geword, die kerk het 'n plek geword waar ouens hulle self verryk het en hulle self op die voorgrond gesit het en hulle eie persoonlikheid en al die goed uitgebou het. En nou sê God, dis tyd om dit te herstel en ek en jy moet saam bou in dit. OK, so as jy familie praat, dan praat jy van vader en seun. Dis absoluut 'n boublok, absoluut 'n deel van die bou van die familie van die Here. En ons gaan nog in detail daarna kyk in die tyd wat kom. Ek wil net vinnig met u van ietsie behandel wat ek voordat ons na dit toe gaan kyk. En ons het gepraat oor hoe God sy planne vir mense gee, né? Hoe God sy planne vir mense gee, soos Paulus ensovoorts. En ek wil net vir die een voorbeeld gou noem. Toe God onder sy mense wou kom woon in die woestyn, toe het hy vir Moses op die berg opgevat, hy het hom die heerlikheid van God gewys, en hy het vir hom gesê, hy moet dit wat hy vir hom wys, moet hy op die aarde gaan bou, want hy wil by hulle kom woon. Né? En Moses moes tot in die fynste besonderhede reg bou, anders sou sy tabernakel nie aanvaar word nie. Luister mooi, mense, Moses moes tot in die fynste besonderhede reg bou. Ek wil net jy moet hierdie goed kan skuif. Luister mooi na wat ek vanmôre vir u wil sê. God sê vir Moses, ek gaan jou wys hoe lyk my woonplek. Ek gaan jou hemelse dinge wys. En dan gaan bou jy dit op die aarde, want ek wil by julle kom woon. Ek wil by julle kom woon, maar nou jy gaan nie net bou wat jy dink hoe my woonplek lyk nie. Ek gaan jou wys, ek gaan jou die hemelse patroon wys, en dis die manier hoe jy gaan bou waar ek kom bly. Ek en jy is die woonplek van God. Besef jy dit? So hy sê vir Moses, hy sê ek gaan jou wys, maar jy bou dit. Jy bou nie iets anders nie. Jy bou dit op die aarde want ek wil dit kom bewoon. Nou luister nou gou mooi. Mense vandag dien God sommer net soos hulle wil. OK? Hulle leef soos hulle wil. Hulle gee soos hulle wil. Mense is sommer haphazard, hulle is sloppy, God moet maar net tevrede wees en hy moet ons gemors aanvaar, bless my mess, en hy moet dit seën. Hallo, hoor julle wat ek sê? Nee, ek dink nie ons hoor nie. Hoor julle wat ek sê? God het 'n spesifieke plan en instruksie vir alles wat hy doen. Hy het 'n plan vir my en jou lewe. Ouens, luister, as ons nie gaan orde bring in ons lewens, en gaan orde bring in ons huisgesinne, en gaan orde bring in die gemeente, wat ook al, watter area van jou lewe, as ons nie hierdie goed gaan regtrek nie, gaan ons die heerlikheid en die seën van die Here mis. Wie wil die seën van die Here op jou huis hê? Ja, ons almal wil. Nou luister vanmôre mooi, vir julle wat nog kinders het, dis tyd dat jy jou kinders leer om orde te kry. Jy moet hulle begin dissiplineer, jy moet hulle leer om te luister.
Want jou stem vir 'n klein kind is soos die stem van God. Hoor julle wat ek sê? As ons nie die goed reg trek nie, daar's 'n divine plan. Ek kan nie bou wat ek wil nie. Ek kan nie bou soos ek wil nie. Daar's 'n divine plan en as daai plan nie gevolg word nie, sal die heerlikheid van die Here nie kom nie. As hy nie voltooi word nie, gaan kyk na die woord voltooi, Hebreërs 5 vers 8. Moses moes die tabernakel maak en hy moes hom voltooi. Die maak beteken soos hy moes hom bou en die voltooi beteken hy moes reg gebou gewees het. Ons kan nie doen wat ons wil en sê bless my mess nie. Dit gaan nie meer af nie. Die heerlikheid het eers gekom toe die tempel voltooi word en reg gebou was. Nou, kom ons kyk gou Hebreërs 9. Hebreërs 9 vers 18. Daarom is ook die Eerste Testament nie sonder bloed ingewy nie. Want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalwers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hysop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. Hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met die bloed besprinkel. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie of reiniging. Nou, dis dieselfde konsep van die bo. Nou kyk nou vers 23. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word. Maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie. Dis 'n amazing skrif hierdie. Maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is nie. Want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af, maar nou het hy eenmal in die volëindiging van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. Kom ons kyk gou vers 23 weer. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele. Die afbeeldinge moes deur bloed gereinig word. Die afbeeldinge deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie. Met ander woorde, die ding wat Moses gebou het, die tabernakel, was 'n teebeeld. Nou, wat sal ons dit noem? Jy kan dit nie maar weer kaatsing nie. 'n kopie. Ja, die Engels noem dit 'n kopie. 'n teebeeld van die ware. Nou luister nou mooi, as God sê, jy weet, nou kry jy die tabernakel, as jy Hebreërs 9 gaan lees, dan sê hy in die voorhof was daar dit, in die allerheiligste was daar dit, al hierdie tipe goed. So God het hierdie goed vir hom gesê, met die oog op, dit is 'n afbeelding van hemelse dinge. Moses het die hemelse goed gesien, en hy het dit gaan bou op die aarde. Nou luister nou mooi, hoekom was die Here so erg oor die goed wat Moses gebou het? Hoekom moes die priester, gaan lees Levitikus, dis eintlik 'n pyn om Levitikus te lees, maar gaan lees hom. Die priester moes die ding so slag, en hy moes so in die bloed moes daar gevloei het, en dit moes gebeur het, anders was die priester dood. Hoekom was God so erg oor die dinge wat Moses gebou het, want dit was afbeeldinge van hemelse dinge. Wat is ek en jy? Ons is 'n afbeelding. Ons is die beeld in die gelykenis. Ons is 'n afbeelding, 'n kopie van
wat in die hemel is. Dis hoekom God so erg is oor ons. Dis hoekom jy nie kan leef soos jy wil nie en kan doen wat jy wil nie. Dit laat ou drink, ek bedoel dink nie. So die Here sê, hierdie goed, dit was, ek is so dankbaar, ons is by die ware. Na die bloed van Christus het ons gekom by die nuwe Jerusalem. By 'n feesgewaad van verlostes, Hebreërs 10. Wow, ons is by die, we are at the genuine. Maar kan jy dink, al hierdie goed wat hulle bedien het, dit was 'n afskynsel van iets wat sou kom, maar hulle moes so versigtig wees. Want God was so erg oor dit, omdat dit die beeld van die hemelse gedra het. Dit het die beeld van die hemelse gedra. Nou kom ons kyk gou 1 Korintiërs 15. Hierdie skrif kom nou by my op, ek het hom nie op die bord nie, 1 Korintiërs 15. Ek hoop julle kan hom sommer vir my opsê voor die tyd. Bedie daar doen. Het julle hom al? Weet julle wat ek soek? Geen my net kans, ek gaan nou kry. Nie stres nie. Sorry, dis vers 49. Kom ons lees vers 48. 47. Die eerste mens was uit die aarde aards. Die tweede mens is die Here uit die hemel. Soos die aardse mense was, soos ook die aardse mense. En soos die hemelse mens is, soos ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Wow. Kan jy sien hoekom God so painstakingly effektief is in wat hy besig is om te bou? Onthou hierdie vir 'n basis van waarheen ons gaan. God is meticulous oor wat hy gebou wil hê op die aarde. En dit was alles afbeeldinge van hemelse goed. Daarom was God so erg daaroor. God het nie vir Moses gesê, luister, ek kan jou nie die hemelse goed wys nie, maar kom, bou sommer so ietsie. Dis okay vir nou nie. Nee, God het gevat wat hy is. Kan jy sien, dis eintlik 'n herlewing van Genesis 1:26. Laat ons mense maak na ons beeld. Ouens, besef jy wie jy is? Besef jy wie jy is? Ons sal die beeld van die hemelse dra. Dis crazy. Is nie 'n ding wat hier ingesleep is en nie gelos is nie. Ok, ek wil eintlik kom, waar ek op pad is by Dawid. 1 Kronieke 28, slide 46. Ek gaan nou 'n bietjie van die goed skiep wat ek wou met u hanteer, maar kom ons kyk gou hier. Dis nou by die tyd wat die tempel nou moet gebou word en so aan. Toe het Dawid al die owerstes van Israel, die stamowerstes en die owerstes van die afdelings, wat in die koning se diens was, en al daai ouens, saam met die hofdienaars en die helde en elke dapper man in Jerusalem bymekaar laat kom. En koning Dawid het hom opgerig in staande houding en gesê, luister na my broers en my volk, ek self het my voorgenem om 'n huis vir hom te bou, en ek het toebereidsels getref vir die bou. Ek gaan nou maar vinnig. God het gesê, jy mag nie vir my naam 'n huis bou nie, want jy's 'n man van oorlog en jy het bloed vergiet. Maar die Here, God van Israel, my verkies uit die hele familie om koning te wees, want hy het Juda as vors verkies, en my familie en onder die seuns van my vader het hy behaag gehad om my koning te maak. En uit al my seuns het hy my seun Salomo verkies om te sit op die troon van die koningskap van die Here oor Israel. En hy het aan my gesê, jou seun Salomo
Hy sal my huis en my voorhowe bou, want ek het hom vir my as 'n seun verkies, en ek sal vir hom 'n vader wees. Nou, kyk nou net, die Here kies die plek, hy kies die tyd, en hy kies die persoon, wat hierdie ding vir hom sal doen. God is nie deurmekaar nie. God is nie deurmekaar nie. Hoekom dink jy, sit ek en jy vandag op hierdie tyd, op hierdie plek? En ek sal sy koningskap bevestig tot in ewigheid as hy getrou my gebooie en my verordeninge onderhou. Nou dan voor die oë van die hele Israel die vergadering en voor die ore van ons God. Onderhou en soek al die gebooie van die Here sodat jy hierdie goeie land kan besit. En jy Salomo ken die Here van jou vader en dien hom met 'n volkome hart en met 'n gewillige siel. Mooi, né? Jy my seun Salomo ken die Here, ken die God van jou vader. Dien hom met 'n volkome hart en met 'n gewillige siel. Want die Here deursoek al die harte en hy verstaan elke versinsel van die gedagtes. As jy hom soek, sal hy hom deur jou laat vind, maar as jy hom verlaat, sal hy jou vir altyd verstoot. Kyk nou, die Here het jou verkies om 'n huis vir 'n heiligdom te bou. Wees sterk en voer dit uit. En Dawid het aan sy seun Salomo 'n voorbeeld gegee van die voorportaal en die daarbey behorende geboue, van sy skatkamers en sy vertrekke en sy binnevertrekke en van die vertrek van die versoendeksel. Kyk nou mooi, né? Salomo word nie net gesê daar word nie net aan Salomo gesê, okay, gaan sien jou argitek en bou maar iets vir my nie. Né? Dawid kom en hy sê, hy gee aan hom 'n voorbeeld van die voorportaal en die daarbey behorende geboue, van sy skatkamer en sy boefvertrekke en sy binnevertrekke en van die vertrek, en 'n voorbeeld, kyk mooi hierso, van alles wat by hom in die gees was. Nou kom ons vat dit nou na wat God besig is om te doen. Die Here wil 'n huis gebou hê. Hy kies die tyd, hy kies die plek, hy kies die persoon. Maar voor dit berei hy iemand voor. Wie berei hy voor? 'n pa. 'n pa. Wie dink jy moet jou seun se karakter vorm? Hy het jou voorberei. So, wat gaan God doen met sy bouers? Hy gaan werk deur die beginsel van vaders en seuns. Daar's nie 'n ander manier nie. Dis die beginsel waardeur hy gaan werk. So hoe gouer ons in hierdie beginsel inslot, hoe vinniger gaan ons die werk van die Here klaarmaak. So, en 'n voorbeeld van alles wat by hom, by Dawid in die gees was. Kyk nou hierso, van die voorhowe van die huis van die Here en van al die kamers rondom en die skatkamers van die huis van God en die skatkamers van die heilige gawes en die afdelings van die priesters, leviete, al die dienswerk in die huis van die Here, al die gereedskappe vir die dienste, al goud, drader, volgens die gewig, al hierdie goed. Nou wil ek vir u vra, waar het Dawid, ek sê nou like om te weet, waar het die Here dit vir Dawid gewys? Want dit was in sy wat? In sy gees. In sy gees. Nou, soos Moses die goed gewys is, het die Here vir Dawid by 'n tafel laat sit en sê, kom ek wys jou. Want kyk net die spesifiekheid van God, né? Hy al die kamers, al die goed, particular. Of het Dawid, hoor nou mooi my woorde, het Dawid dit as 'n geestelike ervaring met die Here in sy gees gehad. En toe dit op die punt kom om vir Salomo te verduidelik, toe kom dit uit. Ek weet nie, ek sal like om te weet, miskien daai dag wat hy so voor die ark gedans het, né? Was hy so in hierdie hemelse plekke opgeneem, laat hierdie goed in sy gees begin val het. Wow, is nie amazing nie.
En so berei God ouens voor met die planne vir hoe die huis moet werk. En in ons dag vandag is dit wat God met die blessing van 'n apostel doen. Die geestelike vermoë van apostels is, hy gee vir hulle die plan hoe dit moet lyk. Vers 19, dit alles, al die werke van die voorbeeld, het hy my geleer volgens 'n beskrywing uit die hand van die Here wat oor my was. Alles wat ek jou gee, Salomo, al die werke van die voorbeeld het hy my geleer volgens 'n beskrywing uit die hand van die Here wat oor my was. Jy kan daar gaan lees, die reukaltaar, die vure, die komme, die kanne en so aan. God was so spesifiek. Kom ons lees gou die NIV. Then David gave his son Solomon the plans for the portico of the temple, its buildings, its storerooms, its upper parts, its inner rooms, and the place of atonement. He gave him the plans of all that the Spirit had put in his mind for the courts of the temple of the Lord and all the surrounding rooms, for the treasuries of the temple of God and for the treasures for the dedicated things. All this, David said, I have in writing. In writing, hy het seker dit neergeskryf of wat. In writing from the hand of the Lord upon me. Wow, ek wens ek kon sien wat sy ervaring hy gehad het. And he gave me, check hierso, understanding in all the details. Onthou jy ons het gepraat van understanding nou die dag. In all your getting, get understanding. Wisdom is a principal thing, and in all your getting, get understanding. He gave me understanding of all the details. The New King James say, in all this, said David, the Lord made me understand in writing by his hand upon me all the works of these plans. Now, all the details of this pattern, all the work to be done according to the plan. Nou, 1 Kronieke 29. Here God van Abraham, Isak en Israel, ons vaders, bewaar dit vir ewig, so gesindheid in die gedagtes van die hart van die volk en rig hulle hart tot U. En gee aan my seun Salomo, ek is nou klaar, gee aan my seun Salomo volkome hart om die gebooie, die getuienisse en die insettinge te onthou en om alles te doen en om die paleis te bou wat ek voorberei het. Jy sien ouens, jy kan nie net 'n ding voorberei in goud en silwer goed as jy nie die plan het wat gebou moet word in jou hart nie. Hoor julle wat ek sê? En dit geld vir elke ou wat in 'n leiersposisie is en wat 'n pa is en van 'n huis is en of wat ook al. Jy kan nie, dit help nie, jy gee net die goods. Daar's vandag te veel ouens wat vir hulle kinders aflaai by 'n plek en sê, hier's vir jou geld. Een van die dae kom hierdie matriekbrekers hier aan. Nou, vol geld, maar met niks anders nie. Hy het nie 'n plan van sy pa van hoe sy lewe moet lyk nie, want al wat sy pa het is geld. Hier's vir jou 'n Land Rover, gaan Mosselbaai toe. Gaan voeter die hele dorp op. En laat ander vir jou moet keer vir jou sypery en goed. Skus. Hier sit manne wat hulle ure moet opoffer vir daai kinders se gesypery wat nie 'n plan het vir sy lewe nie. Dis hartseer, maar ons moet begin regbou. Jy kan al die geld in die wêreld hê, as jy nie die plan saam met die geld het nie, dan het jy niks. Dan is jy leeg en jy's arm en jy's naak en jy's blind en jy's beklaanswaardig, sê die woord. Kom ons kyk net gou die Engels hier, so dan gaan ek afsluit. O Lord, the God of Abraham, Isaac and Israel, our fathers, preserve this for even intentions of the heart of your people, and direct their heart to you, and give to my son Solomon a perfect heart to keep your commandments, your testimonies and your statutes, and to do them all, and to build the temple for which I have made provision, of provided, of made these preparations. Saam met die provision was 'n plan, halleluja, wat God in sy gees gegee het, of hy sê in writing by the hand of the Lord. Ek weet nie of hy dalk gaan sit en skryf het en die Here se hand sy hand gevat, wat ook al, ek weet nie hoe dit gelyk nie, maar dis great. Want dis wat God sê, ek sal vaders voorberei, wat nie net die weg vir julle voorberei nie, maar wat ek ook die plan gewys het.
Dis hoekom God hierdie seisoen in die apostolic werk, hy het vir die apostolic anointing vir apostels die plan gegee. Hoor julle wat ek sê? En daarvolgens gaan ons bou. Ons gaan in die volgende paar weke wat oor is van hierdie kwartaal, wil ek bietjie intensief met u kyk na die vorm van die bouwerk. Kom ons staan en bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre voor u kan staan. Dankie dat ons hierdie woord in ons harte kan toelaat. Here, dankie dat ons weet u is nie u gryp nie as iets verkeerd loop by een plek, dan gryp u na 'n ander idee nie. Dankie dat ons weet u weë en u planne en u principles en al hierdie goed is gevestig tot op die einde. Here, al doen mense wat intussen, God se planne is klaar besluit tot op die einde en ons is baie veilig. Ons dankie daarvoor, dankie dat ons vanmôre die draers van hemelse dinge kan wees. Dat ons die beeld van die hemelse kan dra en dat u soveel moeite met ons gedoen het. En dankie Here dat u mense en vaders voorberei met die planne om ons te bou, sodat ons kan kom by die ultimate en die uiteinde van alles, dat ons u beeld en gelykenis kan dra. Ons loof u daarvoor in Jesus naam en ons stel ons vanmôre beskikbaar vir hierdie bouplan, Here. Ons wil vanmôre weet waar ons inslaan. Ons wil vanmôre deel word van wat God wil doen. En ons wil vanmôre sê, bou ons in soos lewende stene in die huis van die Here in Jesus naam. Vader, ek wil ook by hierdie geleentheid ons offerande seën wat vanmôre gebring is. Alles wat ons gegee het, Here. En ek wil daarby ook bid, gee dat ons onsself in lyn sal bring met hoe God wil hê ons moet gee. Dit wat u vir ons vooropgestel het, in die naam van Jesus. Bring ons by akkuraatheid, Here, in die naam van Jesus Christus. En ek dank u daarvoor. Seën elkeen hierdie week, seën alles wat sal gebeur. Seën elke persoon by die werk. Laat elkeen 'n skynende lig wees en weet hoe die Here ook deur ons werk. Seën ons aktiwiteite wat ons hierdie week doen, ons leiersbyeenkoms, Saterdag se byeenkoms. Seën ook weer van net, Here, ons bid ook weer vir haar in die naam van Jesus Christus en ons dankie daarvoor. Amen. Amen.